En julle sal sien vanoggend praat ons bietjie meer daaroor, meer oor die Parakleet. Nou dis dalk ek sien my eyebrows trek, is dalk 'n verskriklike woord, maar hou by. Ons gaan julle vat. Sien, ons kan nie ontken die Heilige Gees werk nie. As jy die Heilige Gees werking in jou lewe beleef en ervaar, kan ek hierdie stelling maak, jy kan dit nie ontken nie. Nee, dan hoef jy jammer te wees nie. Amen. 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 Die Here is goed en getrou. Jy moet die eerste stap vat. Jy moet na hom toe gaan. Hy sê kom na my, nader tot God en ek sal tot jou nader. Amen. En sien daai rus wat God jou gee. Daai werk wat hy in jou begin. Jy kan dit nie ontken nie. En hoe meer jy dit beleef en hoe meer jy dit toelaat dat die Heilige Gees in jou werk, weet jy wat? Die mense om jou kan dit nie begin ontken nie. Die mense om jou gaan begin sien, maar hier is iets anderste. Ek sien iets anderste in hierdie persoon. Ek beleef iets anderste. Maar ek wil vanoggend vir jou spesifiek vra, so die Parakleet is eintlik net die oorspronklike benaming vir die Heilige Gees, soos wat Paulus hom beskryf, soos wat Jesus hom beskryf as die Parakleet, die een wat die Vader gaan stuur. Nou as ek vir jou vanoggend moet vra, wat is die rol van die Heilige Gees? Wat doen hy? Wat is hy, as ons dit nou in menslike plain terme moet sit, wat is sy job description? Hy is ons helper. Amen. Wat sê die woord nog? Trooster. Ek like. Dis waar my preek begin het, is met daai woord trooster. Julle maak my opgewonde. Ek moet myself nou net inhou. Ek wil sommer tot by die einde toe skiep, maar dan gaan julle nie verstaan nie. Hy is ons trooster. Wat doen hy nog? Hy tree in vir ons. Wat het hom gesê? Voorsiener. Lei en leer in die volle waarheid. Oom Pieter. Amen, hy is die een wat groot en ondeurgrondelike dinge aan ons bekend maak. Dinge wat jy nie weet nie. Weet julle, hier is nou 'n sterretjie, dis 'n freebie. Vat hom. Weet julle hoe amazing is die beloftes wat God vir jou het? Weet jy dat sy woord sê, dat jy kan nie eens dink of droom oor wat hy gaan doen nie. Want jou menslike verstand kan dit nie indink, die grootheid van sy beloftes wat hy vir jou het nie. Hy sê hierdie tydelike en aardse verdrukking waardeur jy gaan, die moeilike situasies nou is maar tydelik en gering, maar wat dit besig is om te werk, is 'n alles oortreffende ewige heerlikheid. Wat beteken jy kan nie eens die beste oplossing wat jy in jou kop het vir jou probleme. Is nie eens soveel vir wat die Here in store het vir jou nie. Okay, maar dit was verniet. Sien, dis alles goed waarmee ons die Here of die Heilige Gees dan nou beskryf. Hy's helper, bemoediger, trooster, advokaat. Party Afrikaanse vertalings gebruik die woord advokaat, ander sê trooster, maar dis alles woorde wat ons gebruik en dis baie nice om die woorde te ken.
Dis baie nice om te weet hy word al hierdie goed te doen. Dis soos om te weet hoe lyk 'n Ford logo. Maar as jy nog nooit in een gery het nie, gaan jy nie weet wat's lekker nie. So ek is eintlik nie 'n karre mens nie. So ek sê dit net om julle om te krap, dis al. Jy kan vir my enige logo gee, ek mind nie. Dis een ding om te weet wat word die Heilige Gees genoem. Dis een ding om te weet hy word die trooster genoem. Dis een ding om te weet hy is jou advokaat. Dis een ding om te weet hy is jou helper. Dis 'n ander ding om dit te beleef en om dit te glo en om daarop staat te maak. En vanoggend wil ek jou bietjie meer agtergrond gee, bietjie meer kennis gee oor wie die Heilige Gees is. Want weet jy wat, en nou gaan ek skiep tot die einde toe. As jy weet, kan jy dit nie ontken nie. En as jy weet, kan jy nie terugdraai en sê, maar ek het nie geweet nie. As jy weet, kan jy nie sê, is daar nie eintlik 'n verskoning vir jou om enigsins anders te op te tree nie. En vanoggend gaan ek jou babbel so bietjie bars, daai ek het nie geweet nie babbel. Want jy gaan nou weet. Amen. Alraai, ons het nou die begin en die einde gedoen, kom ons doen die middel. So ek hoop dat as ons hierdie skrifgedeelte ontleed, dat ons regtig 'n dieper verstaan van die Heilige Gees sal ontwikkel. En ek dink ons gaan 'n tydjie op hierdie skrifgedeelte wees. Dalk gaan ons nie vanoggend dit heeltemal deurpreek nie. Dalk gaan ons nie alles by uitkom nie. Maar kom ons kyk hoe ver kom ons. So Johannes 14 vers 15 tot 17 en vers 25 tot 27. As daai bietjie klein is vir julle, vir my lyk dit regtig baie groot, maar as dit vir julle bietjie klein is julle welkom om saam te blaai. Dis 'n beskrywing amper wat Jesus Christus vir ons gee van waar kom die Gees vandaan en dan wat hy eintlik doen en wie hy eintlik is. En ek wil hê ons moet hierdie teksgedeelte ontleed vanoggend sodat ek en jy kennis kan dra van wat die Heilige Gees in ons lewens doen, want as ek kennis dra daarvan, dan kan ek deel hê daarin. As ek nie weet hy is my trooster nie, hoe moet ek weet om na hom toe te gaan as ek vertroosting nodig het? As ek nie weet hy is die een wat vir my krag gee nie, hoe weet ek om na hom toe te gaan wanneer ek krag nodig het? Maar as jy weet vanoggend, kan jy gaan. Kom ons lees dit saam. Jesus praat met sy disippels. Hy sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. En daar is 'n baie spesifieke rede hoekom hy hierdie gedeelte begin met daai woorde. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Ek kan nie net rondloop en doen wat ek wil en verwag die Heilige Gees gaan net elke keer maar daar wees om my op te tel nie. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Vers 16, en ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Dis nou nog net tot vers 17 toe. Sien, dis klaar 'n bietjie van 'n vereiste, dit is bietjie van die eerste tree wat jy moet gee. Dis een ding om die Heilige Gees te wil beleef, maar wanneer jy dit intens wil beleef en wanneer jy dit wil deel maak van jou lewe, is hier wat jy moet doen. Jy moet by die Vader uitkom. Jy moet na hom toe beweeg, jy moet seker maak hy bly in jou. Jy moet seker maak jy het klaar oorgegee. Sien, die wêreld het hom nie, want hulle kan hom nie sien nie, want hulle ken hom nie. Die wêreld het nie die Heilige Gees nie, want hulle ken nie Jesus nie. Dis ongelukkig die verloop van hoe die dinge werk. As jy leer Jesus ken en wanneer jy hom ken en aanvaar, dan ontvang jy die Heilige Gees. En dis 'n belangrike ding om te onthou vanoggend.
Dus daar's 'n sekere volgorde hoe dinge moet gebeur. Ek kan die Heilige Gees alleenlik binne in my ontvang, wanneer ek my hart en lewe vir Jesus Christus gegee het. Dit beteken nie, hy kan nie met mense werk nie. Die Heilige Gees kan nog steeds op jou hart druk. Jy geweet die feit dat jy tot bekering gekom het, was in elk geval nie as jou eie gedagtes nie, maar is die Gees van God wat jou nader getrek het. So hy kan nog steeds met jou werk, hy kan nog steeds in jou hart werk, maar jy ontvang hom eers as deel van jou lewe, wanneer jy oorgegee het aan Jesus Christus. Vers 25 sê, dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Amen. Daar's so baie om te ontleed in hierdie 6 verse, dat ek glo nie ons gaan vanoggend by alles uitkom nie. So ons gaan dalk 'n paar weke op hierdie verse spandeer, en dis oukei, want die woord van God, daar's baie wat ons kan ontleed. Maar hier verwys Jesus na die Heilige Gees as die Trooster. En ek moet eerlik wees dat toe ek net begin kerk toe gaan, toe ek net begin blootgestel word aan die Heilige Gees en hoe hy werk, het ek nie lekker verstaan wat gebeur nie. En julle hoef nou nie julle hande op te steek nie, maar ek is seker daarvan, hier's van julle wat vanoggend hier sit, wat dieselfde voel as wat ek toe gevoel het, wat nie lekker seker is, hoe werk hierdie storie dan nou nie? Wat gaan hier aan? Hoe werk die Heilige Gees deur mense? Is dit uit hulle self uit? Het hulle beheer oor hulle liggaam? Raak hulle soos 'n robot en verloor beheer en nou gebruik die Heilige Gees hulle en dan nou is hy weer uit hulle uit en dan is hulle weer hulle self? Hoe werk hierdie dinge? Want ek het nie lekker verstaan nie. Sien die oorspronklike Griekse woord vir daai trooster, in party vertaling sal dit die advokaat noem, of die Engels sal sê die comforter, of encourager. Daai spesifieke woord was eintlik parakleet gewees. En dit het eintlik 'n hele ander betekenis as jy dit besef. As jy besef wat daai woord op sy eie beteken, want dit het eintlik 'n klomp betekenisse gehad. En ons gaan nou tyd spandeer op van die betekenisse, maar ek wil vir julle die kernpunt gee van wat dit beteken. Die kernpunt is, dis iemand wat hulp bied. Dis iemand wat jou bystaan in tye van moeilikheid. Dis iemand wat jou krag gee om te doen dit wat moeilik is. Dis die kern. En meer spesifiek is dit iemand wat jou bystaan in tye wanneer dit moeilik is vir jou om deur te druk. Dis waarop die kern van al die verskillende betekenis van die woord parakleet op neerkom, is iemand wat jou help. Wat jou vat, jou by die hand vat en jou deurlei en sê, nou gaan ons deurbeweeg, ons gaan na die volgende punt toe. Dis die kern van die woord. Soms is dit deur bemoediging, soms is dit deur advies, soms is dit deur 'n bietjie aansporing. En ek is versigtig met wat ek volgende sê. Maar al hoekom ek dit kan sê, is want ek het dit persoonlik al beleef. Maar soms spoor die Heilige Gees jou aan deur 'n bietjie angstigheid hier op jou bors. Ek onthou ek het een aand na jeug, ek was nog in Amanzimtoti, en ek sê het seker al die storie vertel, maar luister maar weer saam, lag as jy weer wil lag. Maar ek het eendag na jeug ry ek huis toe. Nou ek het 'n klein Fiat Palio gehad. Weet julle hoe lyk 'n Fiat Palio? Dit's 'n baie klein karretjie. As jy 4 mense in hom is, dan is jy ongemaklik. Baie mense. Jy sit die hele tyd met so
knie in jou rug, jy kan nie lekker ry nie. Ek het in daai Fiat Palio 12 kinders ingelaai om hulle jeug toe te vat. Ek moes die strate met hobbels vermy, want ek sou nie oorkom nie. En voordat julle met my raas, ek het stadig gery, ek weet dit is onverantwoordelik om so baie kinders in 'n kar te laai. Maar die een spesifieke aand ry ek huis toe, nou moet ek al 12 kinders weer by hulle huise gaan aflaai. En ek kom by my huis aan, en hier oorval 'n angstigheid my. Soveel so dat ek het in my kar geklim en teruggery kerk toe, want ek het gedink ek het iemand daar toe gesluit. Ek moes iemand by die kerk vergeet, dit is al hoekom ek so angstig kan voel. Dis al hoekom ek hierdie verskriklike benoudheid in my hart het, ek dog ek het iemand by die kerk vergeet. En die alarm, of ek het nie die alarm aangesit nie, of ek het nie die kerk gesluit nie, die deure staan nog oop. En ek het by die kerk gekom en alles was toe, en gesluit en rustig, en daar was niemand gewees nie. En ek het weer huis toe gegaan, en op daai stadium van my lewe, ek en my ouma saam gebly, in so bachelor's flat. So al wat my bed en haar bed geskei het, was so divider. So ek kom toe by die huis en besef, ek moet nou bid. Maar ek weet nou nie hoe ernstig gaan ek bid, terwyl my ouma net hier langs my lê nie. So ek gaan toe badkamer toe. En ek maak myself in die badkamer toe, en ek bid daar oor die bad, en ek vra, Here, ek weet nie, is ek besig om siek te word? Is hierdie hoe 'n hartaanval voel? Ek is seker nie. Wat gaan aan? En daar in die badkamer op die vloer, sê die Here vir my, daai gevoel wat jy aan die binnekant het, is hoe ek voel oor elke persoon wat besig is om verlore te gaan. Daai angstigheid wat jy beleef, oor iemand is agtergelos, iemand is vergeet, iemand gaan nie saam nie, dis dieselfde angstigheid wat ek beleef, oor elke persoon wat verlore gaan. Die Here kan tot angstigheid in jou lewe gebruik, waar die Heilige Gees deur jou kan werk. En ek vra toe weer, Here, maar wat doen ek met die gevoel? Wat doen ek met hierdie? En dit was nie in 'n hoorbare stem nie, maar ek het in my hart beleef, dat daai gevoel, ek en die Here het die ooreenkoms aangegaan, dat daai angstigheid weer op my hart sal sit, elke keer, as hy wil hê ek moet iets doen. En die Here is getrou. Nog elke keer as ek daai angstigheid beleef, dan weet ek, okay, die Here praat nou met my. Ek moet nou iets doen. Ek kan nie nou in ag neem oor hoe ek gaan lyk, of hoe ek gaan voel, of wat die mense gaan dink nie. Dis nou 'n baie ernstiger saak. Die Here kan angstigheid gebruik. So maar die wortel van die woord parakleet is iemand wat jou bystaan deur 'n moeilike tyd. Nou die eerste betekenis, die eerste rol van die Heilige Gees wat ons sien, of die eerste een waaroor ek wil praat vandag, is dat hy staan bekend as jou advokaat ook. Nou die van julle wat al die Engels sê run-ins with the law gehad het, as jy al 'n bietjie regsmoeilikheid gehad het, dan het jy 'n beter idee van wat die werk van 'n advokaat is. Maar jy het gewoonlik 'n advokaat nodig in situasies wat nie baie lekker is nie. In situasies wat bietjie taaf is en bietjie moeilik is vir jou om te hanteer, in situasies waar jy eintlik nie 'n idee het wat om verder te doen of te sê nie. Dis baie, en mans, julle sal nou verstaan, dis daai tipe situasies waar sy vir jou vra, lyk ek vet in hierdie rok? Dan het jy 'n advokaat nodig. Jy het nodig dat iemand namens jou nou praat. Want dis die rol van 'n advokaat dan nou eintlik. Dis iemand wat vir jou advies gee. In aardse terme hier op die wêreld, 'n advokaat is iemand wat besef, hy ken die wet en die reg beter as wat jy doen, so jy moet eerder sit en stil bly en ek sal die praatwerk doen. Of ek sal vir jou sê wat om te sê. Dis wat 'n advokaat doen. En daarom sê die woord, of word een van daai vertalings van parakleet word, die advokaat genoem. Want dit was in die antieke Grieke tyd, in die Bybelse tyd,
het hulle daai advokate was ook paraklete genoem. Dis waar een van die wortels van die woord lê. So ek het vir Google gevra. So dit gee nou weg hoe jonk ek eintlik dan nou is. So ek het gaan Google, wat eintlik doen 'n advokaat? En om dit vir julle nog erger te maak, ek het vir ChatGPT gaan vra, gee vir my 'n beskrywing, 'n basiese beskrywing van wat 'n advokaat is. Want ek het die ding op Google gelees en besef ek verstaan nie eintlik nie. So hier's dit in Engels wat ek gekry het. An advocate is a legal professional who speaks and acts on your behalf, especially in court. They understand the law and help protect your rights by giving advice, preparing your case and representing you in legal matters. Their main role is to make sure your side of the story is clearly heard and that you are treated fairly. So luister na dit en dink oor wat die Heilige Gees besig is om te doen. Hy is konstant besig om seker te maak dat dit die beste vir jou gaan uitwerk. Hy's konstant besig om by die Vader in te tree vir jou. Hy's konstant besig om vir jou advies te gee. So as jy in die wêreld kom by 'n situasie waar jy nie weet wat op aarde moet ek nou sê nie. Wat op aarde moet ek volgende doen nie? Draai na jou advokaat toe. En sê ek het advies nodig. Ek het nodig om te weet wat moet ek volgende doen. Of ek het nodig, Here, ek het nodig dat U hierdie situasie sommer net heeltemal hanteer. Want ek weet as ek enigsins hier betrokke geraak, gaan die spaaks vlieg. Bomme gaan bars. Want dis wat jou advokaat doen. Hy maak seker dat dit vir jou die beste uitdraai. Vers 26 en 27 van Johannes 14. Jesus sê, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede wat ek aan julle gee, ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word nie, en bang wees nie. Maar hy sê ek, die Heilige Gees wat hy stuur, die een wat hy stuur, die advokaat, hy sal wat doen? Hy sal julle leer in alles wat julle nodig het om te weet, en hy sal julle herinner aan dit wat julle alles nodig het om te weet. Wie is tussen graad 8 en matriek hierso? Steek gou julle hande op. Tussen graad 8 en matriek. So julle het almal wiskunde en geskiedenis, né? Of seker nie, want julle kan nou vakke kies. Maar kan ek jou herinner aan iets wat jy nog nie geleer het nie? Kan ek jou herinner hoe algebra werk? As vanoggend die eerste keer is wat jy die woord algebra gehoor het? Nee. Daar's 'n proses wat gevolg moet word. Ek moet leer en dan kan ek herinner word. Sien, baie van ons maak staat op die Heilige Gees net op die herinnerpart. Here, ek het nou moeilikheid, nou het ek nodig dat U my help. Here, ek het nou nodig dat U vir my instaan. Here, ek het nou advies nodig. Hy sê ek kan jou net herinner aan dit wat ek jou geleer het. So waar leer 'n mens? By hom. Jy leer hier. Jy leer in die teenwoordigheid van ander gelowiges. Jy leer in die tyd wat jy saam met hom spandeer. Want weet jy wat, wanneer die krisistye kom, dan kom jou advokaat en hy sê, onthou ek het die pad met jou gestap al. Onthou ons het hieroor gepraat. Onthou jy het hierdie vers gelees. Onthou jy ek het daai persoon gestuur en onthou jy hulle het vir jou daai woord gegee. Onthou jy ons het gesê in hierdie situasie gaan jy so optree. Onthou jy ons het gesê jy gaan nie weer jou hier meer verloor nie. Onthou jy ons het gesê jy het nie meer hierdie goed nodig nie. Onthou jy? En dis wat jou advokaat doen. Onthou die Heilige Gees sit heeltemal aan die buitekant van hierdie situasie, buite tyd. Hy sit
Daar waar die situasie klaar uitgespeel het, klaar opgelos het, en hy weet presies hoe kom jy daar uit. So as hy vir jou sê, "Sst, bly stil, moet niks sê nie." Weet jy wat moet jy doen? Sst, moet niks sê nie. Hy is jou advokaat. Hy gee vir jou advies. Hy's besig om vir jou in te tree. So nou weet jy dit. Nou kan jy dit nie ontken nie. Romeine 8 vers 26 en 27 sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Nie net gee hy vir jou advies nie, maar die advokaat, die Gees, die helper, is konstant besig om met die regter, die regverdige regter, in te tree vir jou onthaalwe. Hy's konstant besig om met onuitspreeklike sigtinge teenoor God te praat oor jou. En nie net enige iets nie, die woord sê oor die goed wat perfek in God se wil is. Nou ek weet daar's baie oulike, moet nou net die regte woord kry om dit te beskryf. Daar's baie oulike vooropgestelde gebede daar buite wat 'n mens kan bid. Mense kry dit baie op Facebook en op Instagram, en baie mense sal dit jou stuur oor WhatsApp. As jy hartseer is, bid hierdie gebed. As jy kwaad is, bid hierdie gebed. As jy geld kort, bid hierdie gebed. As jy advies kort, bid hierdie gebed. Al hierdie rympie gebede is. En dis baie goed, dit stig jou. Bid dit soveel as wat jy kan. Maar vertrou meer op die Heilige Gees, want hy is die een wat konstant die perfekte gebede, presies wat God nodig het om te hoor, namens jou intree by hom. Dis wat hy doen. Dis sy rol as advokaat. Hy werk konstant vir jou onthaalwe. Hy is jou advokaat, hy staan in vir jou. Die volgende ding van die parakleet wat ons sien, en van die beskrywinge, van die vertalings wat daar is vir hom, en van dit wat deel maak as sy werk, is die bemoediger, of in Engels, die encourager. Nou dis hier waar my journey rondom die woord trooster dan nou begin het. Want om te dink dat die Heilige Gees alleenlik 'n trooster is eintlik maar so 'n bietjie van 'n belediging vir hom. Die Heilige Gees is nie net daar wanneer jy hartseer is en sê, ag toe maar, is okay. En verlang, en ek oordeel niemand nie, want verlang is dit wat ek gedink het. Ek het gedink dis al wat die Heilige Gees doen. Wanneer ek hartseer is, dan kom maak hy my beter voel. Wanneer ek oorweldig is, dan kom maak hy my rustig. Ja, hy doen dit ook, maar dis nie al nie. Hy doen eintlik soveel meer. En daai woord trooster is eintlik beter vertaal wanneer 'n mens kyk na bemoediger, encourager. En ek gaan vir julle verduidelik hoekom. Want sien, soms kom ek en jy op 'n plek waar opgee is eintlik al opsie wat ek oor het. Roan, Wian, enige van Lil, sal julle my asseblief net help en vir my weer die skorrelgoed bring. Ons gaan 'n profetiese aksie doen vanoggend. Ek soek iets swaars en daai skorrelgoed is nogal swaar. Maar sien, soms bring die lewe vir my en jou op 'n plek waar dit bietjie swaar raak. Soms bring die lewe ons op 'n plek waar jy voel al wat ek eintlik oor het is opgee. Dis nou maar wat dit is. Kan nie verder gaan nie. Dis een hou, na die volgende hou, na die volgende hou, en dis die een aanslag, na die volgende aanslag, na die volgende aanslag, en ek kan nie meer aangaan nie. Ek kan nie verder loop met hierdie las nie. Ek kan nie verder loop met hierdie pyn nie. Ek kan nie verder loop met hierdie siek wees nie. Ek sukkel. Ek is moeg. Ek wil opgee. Die lewe bring ons by so 'n punt uit.
sien die Heilige Gees is ons bemoediger. Wanneer die lewe se aanvalle net te veel raak, kan ek gou vanoggend sien, en ek wil hê ons moet nou nie fokus op wie langs jou sit, of wie om jou sit, of wie wat. Vergeet net vir 'n oomblik van die ander mense. As jy vanoggend op daai plek is waar jy voel, Here, ek is hier vanoggend want dis my laaste opsie. Ek is hier vanoggend want ek het nie meer krag om aan te gaan nie. As jy vanoggend daar is, nie net vinnig jou hand opsteek nie. Daar's klomp hande. Oom Rian, sal oom my nie hier voorkom join nie asseblief. So vir elkeen van julle wat so voel, vir elkeen van julle wat voel, dat die lewe is net te moeilik. Dankie oom, ek is nou by oom. Nou as jy op daai plek is dit tye soos hierdie waar die Heilige Gees jou bemoediger is. Waar die Heilige Gees jou deurdra. Maar sien, ons ontvang dit nie, want ons weet nie wat hy doen nie. Ons weet nie dat hy ons bemoediger is nie. Maar vanoggend wil ek hê julle moet weet, hoe lyk dit wanneer die Heilige Gees julle bemoedig? En hoe hy by jou is. Want sien, ons gaan deur die lewe soms so. Oom hierdie vir my vat. Liewe ouer. So ons stap deur die lewe so, met hierdie las wat ons dra. En ons loop van die een punt. En as jy uitklim uit die bed uit, dan klink dit so iets. So klak, 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 klak. En dan gaan ons hierdie kant toe, en ons verwag dat God ons gaan help, ons verwag dat hy ons gaan help, maar ons weet nie die Heilige Gees ons bemoediger nie. So hoe dit vir ons voel is, oom kan aanhou loop. Hoe dit vir ons voel is dit voel so. Ek wil hê julle moet vir 'n oomblik probeer net om nie 'n geluid te maak nie. Dis die bemoediging wat ons ontvang, as ons nie weet nie. As ons nie weet die Heilige Gees is by ons nie. In tye soos hierdie wanneer dit moeilik maak, dan klink dit so. Ons niks nie. Jy al op die plek gekom waar dit voel asof die Here se stem stil is. Asof jy alleen dra aan hierdie las. Asof jy alleen aan hierdie ding sukkel. Sien, wanneer ek weet die Heilige Gees is my bemoediger, dan staan hy agter my en hy sê, ek weet dit is swaar. Ek weet die bene raak moeg, maar ek weet dit wat ek binne in jou gesit het is ver meer as dit wat in hierdie emmer is. En ek weet dat ek het jou in staat gestel om verder te kan loop met hierdie. Ek het jou in staat gestel om swaarder te kan dra as hierdie. Ek het jou in staat gestel om nog met hierdie ander mense te kan aanraak. Ek maak jou sterk. Jy kan aanhou. Jy kan hierdie ding nog dra. Jy kan hierdie situasie. Ek is jou bemoediger. Jy kan aangaan. Jou bene raak dalk swak, maar ek hou hulle sterk. Jou arms raak dalk swak, maar ek hou hulle sterk. Dit is wat jou bemoediger doen. Hy stap saam met jou. Maar al hoe jy dit kry, is as jy weet hy's hier. As jy nie weet hy's hier nie, hoe gaan jy dit hoor? Hy sê, ek weet die planne wat ek aangaande jou het, is planne van 'n hoopvolle toekoms, van voorspoed en nie teenspoed nie. Ek weet dat alles vir jou ten goeie sal meewerk, want ek is jou Heilige Gees, ek is jou trooster, ek is jou bemoediger. Dit is die troosting van die Heilige Gees. Dankie oom. Kom maar weer net daar neersit. As hy sê hy is jou trooster, is hy nie net iemand wat jou 'n pat op die rug gee en sê, ag, dit gaan oukei wees nie. Hy stap saam met jou.
En hy hou aan om jou te bemoedig. En hy hou aan om jou die krag te gee. En hy hou aan om jou sterk te maak. En hy hou aan, en hy hou aan, en hy hou aan. En omdat hy aanhou, kan jy aanhou. Die lewe gaan taaf raak. Moenie onkundig wees nie. Moenie op 'n dwaalspoor wees en dink alles gaan maanskyn en rose wees nie. Dit gaan moeilik raak. Maar as ek weet die Heilige Gees bemoedig my, dan kan ek daai bak skorrelgoed baie ver dra. As jy wil my op 'n plek kry waar ek bemoediging nodig het, los my dat ek daai goed dan nou was na die tyd. Dan gaan ek iemand nodig agter my nodig hê. Sien Romeine 15:13 sê, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Want wat doen bemoediging dan nou eintlik as om vir jou hoop te gee? Die rede hoekom ons bemoedig word, is sodat ons kan hoop hê, en God sê, jy kan oorvloedig wees in die hoop, jy kan oorvloedig wees in die bemoediging, jy kan oorvloedig wees in die krag om aan te gaan, deur die krag van die Heilige Gees. Maar jy kan dit net kry, as jy weet daarvan, en as jy oplet daarop. En daar gaan tyd in die week kom waar dit vir jou voel, jy loop met die skorrelgoed rond. En ek wil bid, en ek wil die Here vertrou, en jy moet die Here vertrou, dat in daai situasie, jy sal weet, hy loop agter jou, en hy loop langs jou, en hy loop voor jou, en hy beskerm jou, en hy gee jou krag. En dis wat hy doen. Hy is jou bemoediger. Handelinge 9 vers 31 sê die kerk dwars deur die hele Judea, Galilea en Samaria het vrede beleef en is opgebou. Hulle het met onsag voor die Here geleef en met bemoediging van die Heilige Gees het hulle getalle toegeneem. Hoe romanties klink dit nie? Imagine ons as kerk kan op daai plek wees waar ons in vrede leef. Dis net happy. En nie net dit nie, maar ons leef in onsag vir God. En nie net dit nie, maar daar's vrede onder ons. En nie net dit nie, maar die kerk groei as gevolg van die absolute vrede wat daar is wat ons beleef. Klink baie nice, né? Dit klink asof hulle dit great gehad, as ons maar net daar kan wees. Kan ek vir julle die realiteit gee van waar hulle was? Weet julle wat met die kerk gebeur het in Handelinge? Hulle was lewendig brand. Keiser Nero het Christene op houtpale gesit, hulle vol kookolie gegooi en aan die brand gesteek en sê, kom Christene, laat julle liggie skyn. Hulle was met klippe gegooi, doodgegooi met klippe, in kookolie gegooi. Hulle was vervolg. Maar hoe? Hoe beleef hulle dan vrede? Hoe kan hulle aangaan en nog steeds groei? Hoe kan hulle nog steeds onsag vir God hê? Hoe kan hulle vrede beleef in daai situasie? En ek wil vir jou vra, hoe gaan jy vrede beleef in jou huidige situasie? Sien ons, hulle het met onsag voor die Here geleef en met die bemoediging van die Heilige Gees het hulle getalle toegeneem. Die bemoediging van die Heilige Gees gaan in enige situasie vir jou vrede gee. Gaan in enige situasie vir jou ontsag vir die Here gee. Gaan in enige situasie maak dat jy in jou geestelikheid toeneem en groter word en sterker word. Want dit gaan nie oor wat om jou aangaan nie. Dit gaan oor wie binne in jou is en wie besig is om met jou te praat. Dis die bemoediging
van God. Ek wil afsluit. Ek gaan vra dat die musiekspan weer vorentoe kom asseblief. Wil julle met julle oë toemaak. Want ons is weer op daai plek vanoggend. Ons is nou weer op die plek waar ons gehoor het wat die Heilige Gees als kan doen. Ons het nou weer kopkennis oor hoe dit is daar buite. En ons het nou weer kennis opgedoen van die persoonlikheid van die Heilige Gees. Maar ons sit weer by die kruispad. Ons sit weer by die vurk in die pad waar ons moet besluit, gaan ek weer net kennis dra daarvan of gaan ek dit beleef? Gaan ek dit myne maak? Die keuse is vanoggend by jou. Want dit is dalk logies, maar dalk het jy net nodig om dit te hoor. Ek kan nie vrede namens jou beleef nie. Ek kan met jou praat oor die vrede van God. Ek kan nie bemoediging namens jou beleef nie. Ek kan met jou praat oor bemoediging, maar dis dit. Ek kan nie jou advokaat wees nie. En ek kan nie deur jou advies ontvang vir jou nie. Jy kan dit ontvang. En eintlik net jy. Ek kan jou net in kennis stel dat dit daar is. En ek wil vanoggend die geleentheid skep. As hier van julle is wat bemoediging nodig het, of 'n advokaat vanoggend nodig het, wil julle nie saam met my staan nie. Staan saam met my as jy vanoggend hier is en sê, Here, ek het bemoediging nodig. Ek het 'n advokaat nodig. Ek het advies nodig. Here, ek het nodig dat U my deurdra. Here, ek het nodig dat U met my praat. Here, ek het nodig om U stem weer te hoor. Ek het nodig, Here, dat U weer vir my krag gee om aan te gaan, want ek kan nie op my eie verder nie. Wil jy nie net daar waar jy is, jou hande uitsteek en oorgee nie? Want dit is hoe ons dit beleef.